Jy het gesê ek moet 'n bietjie gesels oor geloof en werklikheid. Charles Blondin, he was one of the greatest tightrope walkers in the history of the world. And one of his greatest feats was walking the Niagara Falls on a tightrope, 11,000 feet long, 160 feet above the water. And this he accomplished a number of times, and always with different theatric variations. Blindfolded, in a sack, pushing a wheelbarrow, on stilts, carrying a man on his back, and sitting down one time midway while he made and ate an omelet. And one day after he had pushed a wheelbarrow across the Niagara Falls and come back on that tightrope, he asked a question. How many of you believe that I could put a person in this wheelbarrow and push him across the tightrope? And everybody cheered and yelled and screamed, and everybody believed. And then he asked for a volunteer. And the crowd grew very, very quiet. Until one man stepped out of the crowd and got in the wheelbarrow. There's a difference between the crowd and the man in the wheelbarrow. Markus 11 vers 24 sê vir ons, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal so wees. En daar is 'n verskil tussen die 83 vertaling en die ou 32 vertaling. Die 83 vertaling is nie met al die goede baie akkuraat nie. Maar die goed is, die vertalings loop saam met King James, die 32 vertaling. Maar hier sê al twee vertalings. Vir ander vertaling sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit reeds ontvang het, en dit sal so wees. So dit is dieselfde. Jesus het aan ons, sy kinders, die volgende magte gegee. Lukas 10 vers 19-20 sê hy, kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skorpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aan doen. Hy sê nie hoeveel die vyand is nie. Hy sê nie wat 'n wapens hulle gebruik nie. Of 'n klippe, petrolbomme of kernbomme is nie. Hy sê met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets enige leed aan doen. Maar die volgende vers is baie belangrik. Hy sê, en tog moet julle nie bly wees, omdat die Gees hulle aan julle onderwerp het, maar wees bly omdat jou naam in die hemel opgeskryf is. Hier is die vraag, hoe oorwin jy die vyand, omdat die Gees hulle aan jou onderwerp het? Met ander woorde, ek het nie die vyand beklei nie, ek het die geeste wat die vyand dryf beklei. En dit is my die oorwinning oor die vyand gegee. Dan loop dit saam met Matteus 18 vers 18 wat sê, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle ontbind, sal ontbonde wees. Wanneer jy 'n ding bind, is dit soos vroue te trei. Sy maak 'n knoop, sy begin met 'n knoop, en dan is dit knope op knope op knope. Sy visualiseer, sy het 'n plan gemaak, sy het 'n trei wat sy wil brei. En op die einde van die dag, na al haar verskillende knope wat sy knoop, met dat 2 breinaalde, het sy 'n trei. Maar as jy daai laaste knoop losmaak, en jy trek hy wol en sê, rrr, dan ontbind ek al die knope wat gebind was. Dit beteken, ek bind nie die Satan. Die Satan is 'n plan, wat bind is om vas te maak. Nie om vas te hou nie, om die patroon te bou. Ek ontbind, ek maak los al die planne
en sameswerings en komplotte wat teen my en my huis gesmee is. Ek ontbind dit, ek verbreek dit, verbrysel dit in die naam van Jesus. En ek bind daai vyand aan God se wil vas. Ek maak hom vas aan God se wil vir my en my gesin. Maar dis nie God se wil dat ek en my gesin vermoor, verkragt en getraumatiseer moet word. Matteus 18 vers 19, weer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem op die aarde, oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde, dit is die belofte. Matteus 21 vers 21 en 22. Daarop antwoord Jesus hulle, dit verseker ek julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat ek gedoen het. In die 83 vertaling sê, meer nog, julle sal vir hierdie berg kan sê, lig jou op en gooi in die see en dit sal gebeur. Meer nog. As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra. Aan ons is dieselfde mag gegee as wat Moses, Elia, Elisa, Josef en self Jesus gehad het, rondom geloof, dieselfde magte. Ons volgens Jesus kan ons presies alles doen wat hulle gedoen. Alles. Omdat ons Jesus aanvaar het as God as saligmaker, is ons koningskinders. En met die mag van die koning wat aan ons gegee is ons verhewe by die aanslag teen die boosheid. Totaal. Dis by hoeveel plaasinvalle wat die vrou vermoor en die oop Bybel op haar bors sit. Die oop Bybel in die bloed lê. En haar teen die muur. Hoe klop dit? Hoe klop dit? Is geloof 'n werklikheid? En is daar enige werklikheid of realiteit in hierdie geloof? Wat is geloof? Waarom het al die mense dan nie wat hulle soek nie? Kom die een ou man, hy sê, hy het my bakkie gestel, ek verstaan dit nie. Ek het my erf vol Jesus vlaggies geplant en ek het al die hoeke gesalf, en daar steel hulle my bakkie. Hoe werk dit? Waarom het al die mense nie wat hulle soek nie? Niemand wil tog aangeval word nie. Met ander woorde, daar is selfde wete wanneer ek 'n ligskakelaar aanskakel, dat die lig sal aangaan, daai weet. Dit is eintlik geloof. 'n Vaste wete. Terwyl twyfel die vyand van geloof is. Vrees en geloof is een en dieselfde ding. Om iets te glo is om iets te sien wat nie bestaan nie asof dit bestaan, en om iets te vrees is om iets te sien wat nie bestaan nie asof dit bestaan. Presies hetzelfde. Jy kan nie twee gelyktydig hê. Twyfel is vrees aan die een kant, en twyfel is kennis aan die ander kant. Wat beteken dit alles vir ons? Waarom kan ons nie kry waarna ons soek nie? Hoekom kry ons nie wat ons bid nie? Wat maak dit ons twyfel? Ons lewe in 'n baie moderne tyd, waar die wetenskap gedurig op soek is na antwoorde oor hoe dinge werk, en hoe dit in mekaar steek en waar ons vandaan kom. Ons verstaan nie natuurwetenskap. Ons weet hoe dit reën. Ons verstaan kondensasie, fotosintese, kondensasie, ligstrome, hoë laaddruk, reën. Ons verstaan dit. So is daar 'n middag vir reën in Vryburg en die predikant die donderdag dat hy preek vir 'n uur en 'n half en na die preek sê die hoofouderling, maar jy het nie 'n woord oor 'n druppel water gepraat nie. Die predikant sê vir hom, ek ken hierdie wêreld. As die wind weswaai kan jy bid dat dit bars, gaan nie reën nie. Is dit nou geloof? Maar dit is ons kennis wat die twyfel veroorsaak. Goed wat vroeër vir ons 'n wonderwerk was soos reën, is nou algemene kennis. Ons kan self reën maak. Ek onthou toe ek klein was, met 'n middag vir reën het die vrouens met sambrele kerk toe gegaan
en uitgegaan met sombrele oop, want dan het dit gereën. Nie vandag nie. Ons is so vasgevang in die uitvindings van die wetenskap, dat dit vir ons onmoontlik geword het om iets wat nie wetenskaplik verklaar kan word nie te glo. Dis ons probleem. Eerste probleem. Met hierdie gedrag wat ons van ons, maak ons dat God se opdrag om onvoorwaardelik soos 'n kindjie te glo, uiters moeilik word. Grootste uitdaging is om soos 'n kind te glo. Volle verwagting sonder dat daar enige ander teenwigte is wat ons belemmer. Dit wat ons gewoonlik van God vra is gewoonlik die bo-menslike. Dis moeilik om te glo gemeet in ons eie werklikheid. Die oomblik wat ons dit vra of enigiets vra, weet ons dat dit eintlik nie menslik logies moontlik is. En die oomblik wanneer ons dit weet, kelder ons die gebed wat ons nou net gebid het. Dit is ons primêre wel eerste probleem. Lukas 9 vers 62 te sê Jesus, iemand wat sy hand aan die ploeg slaan en alle omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Met ander woorde, as ek kom vra vir reën, kom ek nou dit gebruik as 'n voorbeeld. Ek bid vir reën en ek stap uit en ek kyk na die weer en die wind, die rigting vir die wind. Het ek my hand aan die ploeg geslaan en teruggekyk. Dan sê God, is ek nie geskik vir die koninkryk van God nie? Dan wonder ek, hoeveel is geskik vir die koninkryk van God? Ons moet dus onvoorwaardelik soos kindertjies glo, sonder om dit te vra met ons eie werklikheid te wil vergelyk. Dis niet so maklik. Dan vra ons die Here vir 'n uitkoms, vir die gemors van ons bevind, en staan daar van ons knie af op, dankbaar, ons het hom nog gedank vir die vrede en die uitkoms en wat. En 'n vriend vra hoe gaan dit, en dan skielik sê ons vir hom, ja, dit gaan nie goed. Watchman Nee was 'n Chinees wat baie sendingwerk gedoen het. Hulle het hom baie keer gearresteer vir sy geloof en toegesluit. Einde van die dag het hulle sy tong uitgesny, hulle het sy oë uitgesteek, dat hy nie die Here kan prys en toe het hy boeke geskryf. Ons het nou nog 'n onderhoud gehad, 'n debat gehad, een van die groepe oor die smal pad, wat eintlik 'n pad van verdrukking is. En as jy kyk na al die disippels van die Here wat hoe hulle breed vermoor is, sê dat ons is nie regtig vriende van die wêreld nie. En wanneer jy vriend van die wêreld is dit eintlik iets waaroor jy moet dink. Maar Watchman Nee het gesê, God plaas 'n las op jou gees, soos 'n passie, 'n dryf. Jy wil net soos 'n bliksoldaatjie aangaan, as jy afgewen het, word jy opgewen en dan gaan jy weer vorentoe. Maar Satan plaas 'n gewig op jou gees. Maak jy depressie, maak jy jou twyfel, jy maak jou moeg, put jou uit geestelik. So wanneer ek vra vir iets, wanneer ek bid, kom ons doen maar weer, vat nou weer reën vir 'n voorbeeld. Ek staan op die droë, dorre grond, die gras wat dood verbrand is in die son, wat breek onder jou voete. En ek het empatie met hierdie dorre gras, en met die diere wat dit moet vreet, en ek vra vir reën. Ek bid en ek vra vir reën. Ek vra tot ek die autoriteit kry. Dan, onthou, ek sal nou weer op, kan ek die wind, as God my die autoriteit gee, praat ek, en ek beveel die wind om die wolke te bring, en om die reën te gee. Want ek staan in 'n bloedige warm son, en soos wat ek dit uitspreek, begin ek weer bid. Ek lig my gees op, en dis wat Watchman Nee sê, jy moet jouself bly maak, en God loof en prys vir die reën wat hy nou vir jou gee. En jy kyk met jou geestesoog, jou verbeelding, en jy kyk asof jy deur hierdie stormreën kyk, dat die bome wegraak voor jou soos wat dit reën. En jy maak jouself bly, en jy loof en prys God, en dank hom vir hierdie lekker reën wat val. Dit is sodat jy selfs koeler voel, as gevolg van hierdie reën wat in jou verbeelding val. Jy dank God vir die reën. En jy los dit. Jy gaan daar verby, want jy het mos uit die reën gekry. Jy dink nie weer daaroor. Jy gooi dit in jou gedagtes, jy twyfel daaroor, jy weet dit sal reën. En dit sal reën, ek beloof jou. Dit is eerste deel van geloof. Nou staan ons op ons knieë, 'n vriend vra jou, hoe gaan dit? En jy sê, my hel, dis droog. Nou, ek het 'n ander vriend. Hy het sy nek gebreek, maar sy yster, en sy nekspiere is styf genoeg om sy nek in plek te hou. So val het omtrent 'n week om by die dokter in Bloemfontein uit te kom.
met 'n gebreekte nek. Hulle sê jou nek is gebreek as jy weet. Nou moet hulle plate en skroewe insit, want die ding kan nou net self reg sy nek net 'n bietjie styf gemaak word. Lang stories op 'n stadium kom hy van, hulle neem ekstra, hulle sê, hier sit 'n gekoel in jou vas van jou polisie daar af, wat nie uitgehaal is nie, maar ons kan verstaan hoekom hulle dit nie uitgehaal het nie, want daar is soveel bloedvate, dit is te gevaarlik om daai koel daar uit te haal. Vat hom na 'n ander ekstra toe. Nee, daar sit die koel, dis definitief 'n koel se punt. Hy ry terug huis toe, pad huis toe, daar voertuig ongeluk, en die polisie sê vir hom, jy was mos nou 'n polisieman, jy is nou 'n Haas of 'n Civic, kyk jy vir ons na die siviele voertuie, ons sal die ander voertuie hanteer. Nou hanteer hy die voertuie, hier kom 'n ambulans verby, trap die ambulans op, met sy stywe nekkie, daar breek nog goed, en boutjies buig. Weer ekstrale huis toe, nou moet hy terug gaan, koel uitgehaal kan word, en daar's beentjies wat nou met die taxi, of met die ambulans gebreek is, wat nie kan aangry nie, wat hulle ook moet aan mekaar sit. Kom in Bloemfontein, maak finale weer ekstrale om presies te sien wat hulle moet doen, weg is die koel. En die beentjies wat gebreek is, wat aan mekaar gesit moet word, wat nie aan mekaar kan groei nie, is aan mekaar. Hy sê, my God is groot. Ek sê, wat vir jou nek? Hy sê, nee, hy is in sy moeder. Ek sê, dat ek die God wat 'n koelpunt kan laat wegraak, en dingetjies wat onmoontlik is om aan te groei, kan aangroei, kan jou nek ook reg maak. Hy sê, nee, hy is in sy moeder. Hy sal nou luister na hierdie besigheid, en miskien maak dit vir hom sin, as dit so gesels. Want hy het geloof, en hy weet, dis God wat hy koel weggevat het, en hom gesond gemaak. So ons kan nie oor die ellende praat, wat ons ervaar het, waaroor ons nou bid, nadat ons gebid het nie. Want dit is om die hand aan die ploeg te slaan, en terug te kyk agter. Matteus 16 vers 8. Jesus het geweet waarvan hulle praat, en hy sê vir hulle, klein gelowiges, hoekom praat julle met mekaar daaroor dat julle nie brood het nie? So die ouens was sonder brood, bid vir brood, toe kla hulle oor kleine brood nie. Presies wat ek nou verduidelik het. Wanneer ons gevra het, aanvaar het dat ons sy oplossing, die uitkoms gekry het, kan ons nie weer terugkyk nie. Dan het ons dit gekry. Want hy die krywaal. Almal glo dat ou kan met sy krywaal oorloop. Almal glo Jesus het mense gesond gemaak. Almal glo ons het die mag gekry. Maar niemand is bereid om Jesus te vertrou om in die krywaal te klim. Hoe is dit dan moontlik om nie te twyfel? Om geloof dit sonder twyfel te kry is net van God. Dit beteken dat ons daarvoor moet vra, smeek. Bybel praat ook van vas en gebed. Ons moet vra vir die autoriteite. Ons het nie ons is nie towenaars. Ons kan nie toer nie. Want ons is afhanklik van ons God. Wat deur ons werk, want ons is tot alles in staat deur Christus wat ons krag gee. Nie omdat ons grant is. Dit is dus belangrik in die verkryging van geloof, is ons moet soos Jesus wees. Want ons weet dat Jesus ons vrygemaak het, wat beteken dit? Nou moet jy verstaan, Genesis 1 vers 26. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kry. Genesis 1 vers 28 staan daar, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit, en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kry. Dit was God se opdrag aan die mens. Met die sondeval word daai autoriteit wat aan die mense gegee is om te heers oor die aarde. Na sy gelykenis het ons tong en 'n stem gekry. Maar so steel Satan die autoriteit. Maar met Jesus se offer aan die kruis, gee hy aan sy kinders die autoriteit wat hy vir Adam gegee het, terug na sy kinders. Dit is 'n baie groot voordeel wat ons nou het. In Exodus 3 vers 14 antwoord God vir Moses. En dit is met die braambos wat brand en God met hom praat. En Moses het daai tyd, ek dink 200 of 400 gode aanbid wat hy geleer by Farao. En hy sê, wie is die God wat met my praat? En God antwoord hom en hy sê, ek is.
Jy moet vir die Israeliete sê, ek het my na julle toe gestuur. Ons is na die beeld van God geskape, so ons is dan so van klein ek isies, maar beteken dit ons is klein goetjies, en dis waar die nuwe uitsê fout maak. Die nuwe uitsê, ja, ons almal is na die beeld van God geskape, en ons is nou almal saam staan, kan ons God oorwin. Ek het pragtig geluister dat hulle, die demone en die mediums, dat hulle daai ding verduidelik. Dis onmoontlik. Aan ons is 'n vermoë, die mense is 'n vermoë gegee om te skep, na God se gelykenis, God in die heelal, van die kleinste molekule tot die grootste ster het God geskep. Hy's multidimensioneel, ons nie. Hy het aan ons net een element gegee, en dit is die woord en ons hart, waardeur ons sy stem hoor. En ons 'n eie keuse gegee om 'n besluit te maak. Dis die naaste. Dit is soos wat die mens AI skep. Maar AI is nie 'n mens nie, kan nooit wees. En die mens, maak nie saak hoe goed AI word nie, die mens kan altyd vir AI afskakel. God is die woord, en die woord het God die heelal geskape. Goed, God het aan ons die taal gegee, en deur die taal, die woord, om daarmee ook op aarde te heers. Deur die woord het God het aan ons as kleinlik isies gegee, om self ons eie omstandighede te bepaal. Die interessante is dat die woord ek is, sekere stowwe in die brein vrylaat, wat ons presies maak, soos wat ons sê, ons is. Nou, het jy al gehoor van 'n uitdrukking wat sê, jy is wat jy dink jy is? Want dit is wat in die King James vertaling staan, in Spreuke 23:7. In die ou 32 vertaling, in 53 vertaling staan, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Selfde ding. Soos wat jy dink jy is, so is jy. En elke keer wanneer jy sê, ek is iets wat nie is soos wat God is nie, is jy nie dan besig om die naam van die Here uitlik te gebruik. As beelddraers van God, is ons dus klein ek isies, ons noem dit alternatiewe intelligensies, wat op hierdie aarde hardloop, wat nie God is nie. Ons is net in 'n ander operating system, met baie minder vermoëns as God. Baie, ons het amper niks verby. Ons het 'n paar vermoëns om gekry. Ander operating system, ons werk in vleis en bloed. AI is 'n ander operating system. Hy werk met chips en elektrisiteit. Maar as beelddraers van God is dis hierdie klein ek isies, wat ons eie omstandighede skep. Toe Jesus vir ons gesterf het, het hy ook vir ons sondes gesterf, en daardeur vir ons vrygemaak om sy konings op die aarde te heers. Met ander woorde, hy het die autoriteit van Adam weer vir ons teruggegee. Ons is nou in hierdie aarde, maar ons is nie van die aarde. Volgens die aarde, wat amper nie sigbaar is in die heelal, so klein, is ons volgens op die aarde se skaal, klein ek is wat op die aarde leef. Dit is vermoëns net betrekking tot die aarde. Wat beteken dit alles? Soos ek gesê het, ons is 'n ander operating system. Lukas 12:7, selfs die hare op jou kop is almal getel. Moenie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. Dit is seker die grootste bewys, dat hierdie klein ek is iets wat ons is, niks is nie. Ons word met mossies vergelyk. En God sê, soos wat hy vir die mossies sorg, so sorg hy ook vir ons, en selfs elke haar op ons kop is getel, deur hom. So is die totale beheer, nie mense, nie gesamentlik met AI, om met niks naby dit kom nie. Ons is Jesus te wees met ons te onderskeid tref tussen ons eie gees en die gees van die Here. Ons moet die negatiewe in ons eie gees verwerp en vervang met die positiewe van Jesus. Dis wat ons op 'n daaglikse basis moet doen. Geskape na God se beeld. Die gees van die Here is nie 'n gees van vrees nie. Ek het vir jou gesê, vrees en geloof is een ding. Een is negatief, een is positief. God is nie 'n vrees van angs nie. Jy kan nie angs hê as jy in God glo nie. Jy kan nie 'n depressie leier wees as jy in God glo nie. Ek sê jou nou, as jy 'n depressie leier is, glo jy nie. Punt. Want as jy met angs of depressie of benoudheid, want dis nie een van God se kenmerkende eienskappe nie. Elke keer wanneer jy 'n
gedagte van depressie kry, dit vasvang, vervang met 'n positiewe gedagte van God, belofte van Jesus. En skryf al die wonderwerke wat in jou lewe plaasgevind het, vandat jy gebore is, dat jy kan onthou. Skryf dit neer. Want dit is die goed wat jou herinner aan hoe God jou in die verlede uit gate uitgevat het. En deur doodskaduwees, dal van doodskaduwees gedra. So elke negatiewe gedagte wat jy kry, vang jy vas, vervang met 'n belofte van Jesus en met 'n herinnering aan die verlede waar God jou reeds uitgered het. Dan gaan vrees, depressie en skizofrenie sonder enige medikasie wegraak. Want God is nie 'n God van vrees nie, nie van angs nie, nie van benoudheid nie, nie van spanning nie. Hy is nie kruiperig nie. Nederigheid, meekness beteken nie kruiperig nie. Dit beteken nie minderwaardig nie. Hy is nie luidrigtig nie. Luidrigtigheid is juist 'n teken van minderwaardigheid, want jy wil graag gehoor word. Hy is nie luidrigtig nie. Hy is ook nie aggressie, hy is ook nie 'n God van aggressie nie. Hy is 'n God van liefde. So wanneer ons hierdie karaktereienskappe toon, beteken ons het 'n gepaadjie op heiligmaking om te loop. Want dit is die goed wat ons moet vervang met Jesus. Dis die negatiewe goed in ons lewe wat ons moet uithaal en verplaas. En Jesus se beloftes en ons gee van die uitkomste vervang ons skizofrenie, angs, depressie en wat ook al. Galasiërs 5:22 sê vir ons, God is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid en ek dink lankmoedigheid, nederigheid en lankmoedigheid. Dis die eienskappe van God. En dis die karaktereienskappe waar ons op die pad van heiligmaking na toe gaan. En hoe meer ons dan daai eienskappe het, hoe makliker is dit wanneer ons bid vir autoriteit om te kan praat en om goed aan te spreek en om geloof eintlik werklikheid te maak. Omstandighede my maker. My brein word geprogrammeer om altyd volgens sekere gedrag of optredes volgens 'n sekere manier te reageer. So gaan 'n taxi wat teen spitstyd aan die kant verby jaag, hier agter die geel streep, wat jou die hoenders inmaak. Of jy staan by 'n tolhek op die N1 of die N2 en hier kom hierdie ouens, ons staan in toue om deur die tolhek te gaan vir N3 en hier kom hierdie ouens aan die kant verby om voor in te druk. Party is raak briesend as dit gebeur. Wie is jou maker? Die taxi driver is jou maker, want dan maak jy kwaad. So dis alles keuses wat ons moet maak. Nou is 'n klomp stories. Dave Friesel was 'n satanis gewees wat tot bekering gekom het op 'n baie interessante manier. En hy vertel hoe hulle uit by mense het geklop en gesê, as hulle voorstel, sê hy 'n warrior of Lucifer. Hy sê dan die mense om in. Hy sê in meer as 80% van almal wat gesê het hulle is Christen en wat hom ingenooi het, almal sataniste geword. So ons het 'n groot klomp sataniste vandag in Suid-Afrika. En New Age wat op pad is satanisme. New Age is net satanisme undercover. Maar Dave sê hy klop op 'n 6de vloer van 'n woonstelblok in Nieuwbra aan 'n deur. 'n Ou vrou maak die deur oop en hy sê vir haar, "I'm a warrior of Lucifer." Sy sê, "O Here my God, beskerm my teen die aanslag van die bose." Hy sê 'n ding gryp vir hom daar teen die grond vas. Hy slinger hom teen die grond, 'n mag wat hy nie kan sien nie. Hy sê hy kry nie asem en hy sê hy kan nie hardloop nie, hy is besaan in sy voete as hy met die brandtrappe af want hy het nie tyd om te wag vir die huispak om op te kom nie. En ek weet nie hoeveel jaar daarna kon nog geen heks daar inslaag om by daai woonstelblok in te gaan nie. 'n Vrou in Rhodesia bly 200 meter van 'n roete waar die terroriste mee inkom. En dan besluit hulle gaan haar doodskiet. Die dag vang die veiligheidsmagte 'n groepie van terroriste wat van haar plaas afkom. Hulle wil oorlewe sy nog, ja, sy nee sy leef. Hulle wou haar gaan doodmaak en sy was besig om wasgoed op te hang buitekant die huis. Maar daar was soveel soldate in wit klere wat daar saam met haar geloop het dat hulle was net bang om skoot te skiet. Daar is so baie insidente van vrouens wat gebid het tydens aanvalle wat die aanvallers gevlug het. Eers een waarna ek nou kan dink was 'n Magubers waar die aanvaller sy ou wou doodslaan, wakker gemaak, wakker geslaan in die bed en hulle het hom aangeval. En sy vrou het begin bid en hulle het gevlug sonder om te kry wat hulle wou gehad het. Want God is almagtig en God is onmiddellik.
Hy hoor ons as ons roep. Hy hoor ons nog voordat ons geroep het. Die vraag is nou net, vertrou ons Jesus se beloftes genoeg om in die kruiwaag te klim?